Broers en susters, dit is my baie lekker om op hierdie manier vanoggend ook by jou te kan wees en dat ons ook so by mekaar kan wees. Baie welkom by Lux Mundi se aanlyn erediens vir hierdie week. Ek hoop regtig dat dit vir jou 'n besonderse belewenis sal wees en dat jy ook die Here se teenwoordigheid op 'n besonderse manier ook sal beleef daar waar jy is. Ons is by Lux Mundi besig met 'n preekreeks, 'n kwartaaltema van Fokus Helder. En ons het begin by om Jesus gesentreerd te lewe en ons het gepraat oor fokus op genade, fokus op aanbidding, fokus op Jesus en vandag dan hierdie week fokus op identiteit. En ons sal net nou 'n bietjie gesels oor dit wat nog vir die res van die kwartaal op pad is. Net vir ingeval jy nog nie weet nie, my naam is Cornel Viljoen en ek is die nuwe dominee hier by Lux Mundi. So sal maar net so die eerste paar keer wat ons by die manier by mekaar is, sal ek daarom nog myself voorstel, totdat dit daarom voel asof ons daarom weet wie is hierdie ou. Ons hoop, ons gaan in elk geval nou praat oor identiteit, so dan kan ons maar daaroor gesels. Goed, broers en susters, ons praat dan vanoggend oor 1 Korintiërs 1, en ons gaan die eerste 9 verse lees, en soos ek net nou gesê het, die fokus vir vandag is dan op identiteit. En ek weet nie of jy saam met my sal stem nie, ek glo jy sal saam met my stem, en dalk beleef van party van ons dit baie meer intens as ander, maar ek vermoed dat die wêreld waarin ons lewe 'n ernstige identiteitskrisis beleef. Wêreldwyd kan mens dit sien. Leiers wat nie meer weet hoekom hulle in die posisie is waarin hulle is nie, wat vergeet het wie hulle is langs die pad. Mens sien dit mos maar oralster in die politiek, maar nie net in die politiek nie. Landwyd sien ons dit in verskillende walks of life, kan 'n mens maar sê. Skole, waar dit ook al mag wees, kerke, denominasies wat identiteitskrisis beleef, mans wat nie meer weet wat hulle rol is nie, wat identiteitskrisis beleef, vrouens wat nie meer weet wie hulle is nie, ons kinders word blootgestel aan 'n klomp goeters, en dan sien 'n mens natuurlik hoe hierdie soeke na identiteit soveel moeilikheid veroorsaak, nê, dat die onsekerheid, die insecurity, nê, wat dit veroorsaak, as ek die heeltyd soek na my identiteit en wonder wie ek is, dan doen ons snaakse goeters, nê. En ongelukkig is dit so, dat dit maar oralster die geval is. Die brief wat ons nou vandag gaan begin lees, die eerste 9 verse daarvan, gaan ons dan nou sien, hoe dat Paulus juist die Korinte wil help, om hulle identiteit weer te herontdek, en dat as ons dit dalk vir onsself kan vat vandag, dat ons sal besef, maar daar is 'n vryheid en 'n sekerheid en 'n selfvertroue waarmee ons kan leef, wanneer ons besef wie ons is in Christus, en wat dit is wat werklik ons identiteit bepaal. Want ongelukkig is dit natuurlik so, dat daar is 'n klomp goeters wat ons dink ons identiteit bepaal, nee. Baie keer, as ek nou vir jou vra, maar wie is jy? En dan is dit natuurlik maklik om te sê, jy weet, dit wat in my AD-boek staan, nee. Ek is Cornelius Michiel Viljoen, en ek is so oud, en ek weeg soveel, en ek skryf regs. Dit is so van, die eienskappe wat ons vir onsself toe-eien, en ek het 'n naam, en ek is vernoem na my oupa, en dit het op 'n sekere manier 'n stuk agtergrond, en dit het 'n invloed op my identiteit, en ek het 'n sekere van, en dit het op 'n manier 'n invloed op my identiteit, en so kan ons 'n klomp goeders opnoem, waar ek bly, wat ek ry, jy weet, hoe hoor die huis, en hoe platter die kar, en deesdae is dit baie keer andersom, hoe platter die huis, en hoe hoor die kar, en so aan, en vir watter rugby span ek skree, of vir watter politieke party ek voorstem, of watter werk ek doen, dat ons dink dat al hierdie goeders ons identiteit bepaal, maar wat Paulus ons mee help, en ek hoop dat jy dit vanoggend saam met my gaan ontdek,
is dat daar iets anders is, iemand anders is, wat ons identiteit bepaal, en dat dit dan 'n invloed het op al hierdie ander goeders, nee, wat in my lewe aan die gang is. Goed, so, die teks wat ons gaan lees, is natuurlik 'n brief, nee, dit is 'n brief wat geskryf is deur 'n regte persoon, met regte ink, op regte papier, of watter vorm ook al van papier op daai stadium gebruik het, en is geskryf aan regte mense, in 'n regte situasie, vir 'n spesifieke rede, en ons moet dit nie uit die oog verloor, wanneer ons 'n boek of 'n brief soos 1 Korintiërs lees nie, want dit moet ons verstaan van die brief op die ou ene beïnvloed, dat ons moet besef, maar Paulus, regte mens, Paulus wat Saulus was, wat sy hele storie het, en 'n agtergrond het van die goeders wat hom maak wie hy is, en die kennis wat hy het, ensovoorts, die verhouding wat hy met hierdie mense gehad het, vir wie hy skryf, dat ons dit in ag neem, en dat dit op die ou ene vir ons iets moet sê, oor wat hier aan die gang is. Hierdie is nie net 'n klomp idees wat randomly in isolasie op papier staan, waaruit ons nou 'n klomp geestelike waardes, of waarhede, of wat ook al moet leer nie. Hier is ons 'n regte situasie, met emosie. Hier's 'n verhouding tussen Paulus en hierdie mense, waarvoor hy skryf, en dat ons dit op die ou ene in ag moet neem. En daar's iets daaraan om 'n brief te skryf, is dit nie? Ons het so gewoond geraak in vandag se tye aan alles is instant, nee? Jy kan 'n WhatsApp stuur, of jy kan 'n e-mail stuur, en dis ook nie eers meer soos wat dit was, dat jy moet jou e-mails gaan check nie, jou e-mail kom sommer deur op jou foon, en dat alles is nou half instant, en dit maak baie keer dat ons nie heeltemal meer dieselfde moeite insit, as wat 'n mens ingesit het, toe jy nog briewe geskryf het, nee. Ek onthou, as ek hierdie lang tyd nie my meisie gesien het nie, nee, my vrou is, en sy is saam met haar ouers op vakansie, en ek is saam met my ouers op vakansie, of wat ook al, ons mekaar nog nie gesien nie, en hierdie blank papier wat voor my lê, nee, en die potensiaal van hierdie blanko papier, en wat alles nou hier kan gebeur, en dan die emosie wat 'n mens ingesit het, en jy weet, maar daar's afstand wat nou tussen my en haar is, so sy gaan hierdie woorde op 'n sekere manier interpreteer, en sy gaan dit eers oor 4 dae lees, en dan skryf ek vreeslik mooi aan die begin, en soos wat ek moeg raak, dan skryf ek ook al hoe lelik. Maar daar's iets aan om 'n brief te skryf, en dit moet ons half onsself in Paulus se skoene plaas, en dat ons iets daarvan hier voel, nee, in die manier hoe dat hy hier met die Korinte praat. En dan moet ons natuurlik ook vir mekaar sê, dat ons kry natuurlik verskillende soorte briewe, nee. So het ons mooi geleer, daai toets waarvoor jy nooit geleer het op skool nie, nee, die transaksionele tekste, praat hulle deesdae van hoe daar verskillende tipes briewe is, nee. Jy gaan nie vir jou ouma 'n formele brief skryf nie. Jy gaan sê, liewe ouma, jy gaan nie gesê, geagte mevrou, jy weet, en sê, ek wil graag met u meedeel, wat ek in die afgelope tyd beleef het, of so ietsie, dit is 'n bietjie weird. Jy gaan sê, liewe ouma, ek mis vir ouma, ek mis ouma se lekker beskuit, en ek hoop dit gaan goed met ouma, en ek hoop oupa gedra homself mooi, en al sulke goedjies, nee, lekker informeel, en so aan. En so gaan jy ook nie vir 'n werkaansoek doen, en die brief skryf en sê, "Haai ou Koos, hoop dit gaan lekker, hier is my CV nie." Nee, dit gaan nou weer 'n bietjie meer formeel wees. So is daar verskillende tipe briewe, en dit moet ons ook besef, dat wanneer Paulus sy brief skryf, dan giet hy dit ook in 'n sekere vorm, want briewe het in sy tyd op 'n sekere manier gewerk. En wanneer hy dan met ander woorde skryf, dan skryf hy van Paulus, nie soos wat ons 'n brief skryf en sê, liewe ouma, van Cornel nie. Dit is van Paulus, en dan sê hy vir wie hy skryf, en daar's 'n spesifieke formaat, nee. En as ons nou gaan die eerste stukkie van hierdie brief lees, dan moet ons sien hoe briljant Paulus skryf, en hoe hy die formaat, hierdie standaard formaat, wat hulle nou hier kry 'n brief van Paulus, standaard brief, dis hoe dit werk, en hulle verwag 'n sekere klomp goeders van hom, hoe hy daardie
die begin van sy brief gebruik, juis om vir hulle iets ongeloofliks te sê. Goed, so, en natuurlik het hierdie brief natuurlik ook 'n adres, nee, en ons gaan, jy sal nou sien op die prentjie daar op die skerm, is daar so 'n kaart, wat so min of meer ongeveer naaste by, die storieetjie wys, daar so is, jy kan sien, Italië daar aan die westerkant, die steweltjie van Italië, wat daar uitsteek, en daar in die middel, in wat ons vandag ken as Griekeland, net wes van Athene, sien jy vir Korinthe. En Korinthe was 'n hawe stad gewees. Jy sien hy is eintlik maar omring deur die see, so daar was 2 groot hawens gewees in daardie tyd. En dit het natuurlik ook 'n groot invloed op die stad gehad. So ons weet in daai tyd hawe stede, die amper sê ek die seerowers, die ouens wat op die see, die matrose, dis die woord, die matrose wat van die see afkom, en dit is 'n rowwe plek waarin hierdie gemeente gestig is. En behalwe vir die feit dat dit hierdie groot hawestad was dit natuurlik ook 'n handelsstad. So dit was hierdie kosmopolitaanse plek gewees, met verskillende mense uit verskillende lande wat daar by mekaar was en handel gedryf het, en as gevolg daarvan was daar natuurlik verskillende gelowe, verskillende godsdienste, verskillende gode wat aanbid is. So hierdie gemeente is regtig op 'n moeilike plek, want dis hierdie hawe stad en dit gaan rof en daar's verskillende godsdienste en dit is allerhande vreeslike, vieslike goed wat rondom hulle aan die gang is, en ergens langs die pad het hulle begin om maar deel te neem aan die goed wat hulle as eintlik maar normaal in hulle stad begin beskou het. Maar nou sit Paulus in Efese en hy kry dan nou 'n berig van, ons lees bietjie later in hoofstuk 1 van Chloe se mense wat van Korinthe afgekom het, en hulle kom vertel vir Paulus van wat alles in die gemeente in Korinthe aan die gang is. En Paulus het met hierdie mense 'n verhouding gebou. Hy het tyd met hulle spandeer, hy het hierdie gemeente daar gestig, en nou is daar 'n verhouding, en hy is lief vir hierdie mense, en nou kry hy die nuus dat hierdie gemeente is besig om die pad byster te raak, en hulle het begin om deel te neem aan al hierdie goeters, en so sê hulle byvoorbeeld dat in Griekse dramas en komedies is 'n Korintiër altyd as dronk voorgestel, want dis hoe hulle die stad Korinthe gesien het, is hierdie dronkplek. En behalwe dit is hierdie klomp in die gemeente daar in Korinthe is 'n klomp slim mense, wat op die ou ene, ons lees in die brief dat hulle was welsprekend en hulle het baie kennis gehad, en dit het gemaak dat hulle op die ou ene op mekaar begin neersien het. Hulle het ook al die gawes van die Gees gehad, soos ons nou ook gaan sien, en dat dit op die ou ene hulle vreeslik hoogmoedig gemaak het, en dat hulle begin het om te sê, maar hulle het die kennis, en hulle weet wat aangaan, en hulle het vir Jesus, en op ander neergesien het, wat nie soos hulle gedink het, en gepraat het nie. So nou skryf Paulus hierdie brief, en mens kan hoor, Paulus moet kwaad wees, nee, as hy hierdie woorde hoor, en hy hoor wat hulle alles mee besig is, en wat alles aan die gang is, en hoor hoe hulle die pad byster geraak het, dan skryf hy nou vir hulle hierdie brief, en soos ons net gesê het, daar moet 'n klomp emosie daarin gaan, nee. En hy skryf hulle 'n brief, en hy vat sy tyd, en soos wat dit moes maar werk met 'n brief, om hierdie ding nou mooi uiteen te sit, en seker te maak, sy boodskap kom mooi oor. Jy weet, dit is nie soos ons wat, jy is nou kwaad, so jy stuur nou 'n e-mail, en jy CC almal in daai e-mail wat jy wil hê, hierdie mense moet sien wat jy vir hierdie mense sê, want hulle moet sien dat hierdie mense is besig om droog te maak, en jy is besig om dit aan te spreek, en jy verwag eintlik van Paulus om op so 'n manier op te tree. Dat wanneer Paulus hierdie brief skryf, dat hy sê, hallo julle, hier's ek nou, dis Paulus wat hier praat, en ek wil nou net vir julle sê, nee, luister julle nou vir my baie mooi. Jy weet, dit is half die brief wat 'n mens verwag dat hulle moet, dat hulle moet ontvang, dat dit is wat Paulus vir hulle gaan skryf. Maar wanneer Paulus die brief skryf, dan giet hy dit in hierdie vorm van briewe van sy tyd, en dan gebeur daar iets ongeloofliks. Goed, so, kom ons lees dan nou, 1 Korintiërs 1 vanaf vers 1. Van Paulus, deur die wil van God geroep is, om 'n apostel van Christus Jesus te wees, en van die broer Sostenus, aan die gemeente van God in Korinthe,
wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het, om aan hom te behoort, en verder aan almal waar hulle ook al mag wees, wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Sjoe. Hoor jy wat doen hy? Hy, in plaas daarvan om 'n klomp beskuldigings en hulle na hulle kant toe te slinger en hulle aan te val van die begin af, gaan hy dood eenvoudig en hy herinner hulle aan wie hulle is. En hy gebruik die aanhef van hierdie brief en hy sê van Paulus, dis wie dit is wat skryf, en daardeur haal hy eintlik al klaar die angel uit die ding uit, want hy sê vir hulle wat nou hoogmoedig geraak het oor wie hulle aanhang, en jy lees in Korintiërs van Paulus en Apollos, en wie is dit nou eintlik wat die celebrity is, en die ou is so, en hierdie ou preek mooier, en sovoorts, sê hy vir hulle, maar hy wat Paulus is ook maar net 'n geroepene van Jesus. Dit gaan eintlik oor Jesus, en die Here het hom gestuur. Hy is 'n apostel, 'n gestuurde van Jesus. En dit is hoekom hy met hulle praat. Hy is deur die wil van God geroep om 'n apostel van Jesus te wees. En dan sê hy vir hulle in vers 2, aan die gemeente van God. Hulle behoort aan God, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het, om aan hom te behoort. Hulle is Jesusin. Hulle het hulle bestaansreg te danke net aan Jesus. So as hulle begin dink het, dat hierdie ding gaan oor hulle, en dat hulle is so goed, en hulle is so oulik, en hulle is so welsprekend, en hulle het soveel kennis, en dat dit die rede is hoekom hulle bestaan, en dit is hoekom hulle oulik is, dan kom herinner Paulus vir hulle, maar hulle is Godsinne. Hulle is die gemeente van God, wat in Christus Jesus afgesonder is, geheilig is, geroep is. En dan sê hy, aan almal, waar hulle ook al mag wees, wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here. En hy herinner hulle, dat die Here Jesus is nie net hulle sin nie. Hulle het nie die monopolie op Jesus nie. Die ander mense wat ook die naam van Jesus aanroep, hulle behoort ook aan hom. En dan sê hy vir hulle, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou broers, ons lees baie keer so aan die begin van 'n brief van Paulus, so lees ons deur al die groetery en die seëngroet en die danksegging en die goeters, want ons wil by die juicy gedeelte van die brief uitkom. Maar as ons nou weet wat in Korinte aan die gang is en waarom Paulus vir hulle skryf, die emosie waarmee hy skryf, en ons sien dan wat hy vir hulle sê hier aan die begin, dan besef ons hoe briljant hy is en hoe groot dit is wat hy hier met hulle deel, dat hy hulle dadelik wegdraai van hulle self af en hulle fokus instel daarop om te sê, hier is wie julle is, julle het vergeet, julle behoort nie aan julle self nie, julle behoort aan God, julle is sy gemeente, julle is sy kinders. Nou soos wat dit dan nou aangaan, dan is die vorm van die brief dan so, wie dit is wat skryf, aan wie hy skryf, die groet, en dan die danksegging, en dan lees ons in vers 4, waaroor is dit wat Paulus dan vir die Here dankbaar is, vir wat in Korinte aan die gang is, en as jy dan nou weer eens hoor, onthou, hulle het verskriklike goed aangevang, hulle het dronk geraak, en losbandig geraak, en hoogmoedig geraak, hulle het mekaar verskeer, daar was onvrede en oneenheid, hulle het begin om mekaar hof toe te sleep, ensovoorts, die een het gedink hy is beter as die ander, want hy het meer gawes, ensovoorts. So waaroor gaan Paulus dan nou vir hulle dankie sê? Dat vir die Here dankie sê vir wat hy vir hulle gegee het, hoor wat sê hy in vers 4, hy sê, ek dank my God altyd oor julle, vir die genade wat hy in Christus Jesus aan julle geskenk het, want in hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis. Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig, dat dit julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie. So kom sê Paulus vir hulle, dat hulle het genade ontvang. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade
wat hy in Christus Jesus aan julle geskenk het. So, alles wat julle gedoen het, alles waarmee julle besig is, hoe julle van die pad af gedwaal het, hoe julle dit opgemors het, daar is vir julle ook genade. Hy het julle geseën met alles. Alles wat julle nou sê, dat julle mee goed is, hoe welsprekend julle is, en hoe baie julle weet, ook dit kom van die Here af. Hy het julle in alles ryklik geseën. Daar is ook vir julle genade. Julle het julle bestaan te danke aan Jesus alleen. En dan hoor mense in vers 6 eintlik hierdie amper sarkasme, nee. As jy nou ooit gehoor het van passive aggressive, nee. Dis wat Paulus hier is. Wat hy sê, die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig, dat dit julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie. So weer eens, dit waarop julle roem, dit wat julle identiteit aan begin koppel het, dat julle het die gawes van die Gees en dat dit julle identiteit bepaal, ook dit kom van die Here af. En julle is veronderstel om dit so goed te weet, want die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig, dat julle moet besef, dit kom ook maar net van hom af. Ons lees verder, julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat julle ook eindtyd sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. God is getrou. Hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy Seun, Christus Jesus, ons Here. Dit is hy, dit is hy, dit is hy. Dit alles kom van hom af. Hy sê vir hulle dat julle identiteit hang nie van hierdie goed af, wat julle doen, wat julle weet, wat julle dink julle is nie. Julle identiteit is van die begin af, het dit nuut geword. Hy het vir ons 'n nuwe identiteit gegee, toe hy ons vrygemaak het. En dat hy ook weer eens sê, dat ten spyte van alles wat julle aanjaag, dit is hy wat ook julle einduit sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees nie. God is getrou, en dat hy ons roep om verenig met sy Seun, Christus Jesus, ons Here, te lewe. So, broer en suster, en dit kan ons vir onsself vat. Wat dit ook al mag wees, wat jy jou identiteit aankoppel, en wat jy voel, maar hierdie is die goed wat bepaal wie ek is. Is daar een ding wat groter is en meer bepalend is as enige een van daai goed. En dit is die feit dat Jesus Christus ons vrygemaak het. So ons antwoord op die vraag, wanneer iemand vra, wie is jy, is veronderstel om te wees, ek is wie ek is in Christus. Dat ek is 'n vrygemaakte kind van Jesus. Ek is 'n vrygemaakte kind van God in Christus. En dat dit ons identiteit bepaal. En dat ons op die ouene ook vir onsself kan afvra, maar ook in ons gemeente. Wie is ons as gemeente in die groter prentjie binne die liggaam van Christus? En ons het 'n klomp goeters wat ons sê, maar dit is wie ons is. Ons is 'n familie wat saam koning Jesus volg. En ons het al die mooi waardes wat ons het. Maar al daai goeters beteken op die ouene niks as ons vergeet aan wie ons behoort nie. As ons vergeet, aan wie het ons bestaan te danke? Ons is God se gemeente, nommer 1. En dat ons juist daarom bestaan, omdat ons aan hom behoort, omdat hy ons losgekoop het, omdat hy ons geroep het. Ons identiteit is in Christus. Dus ek dan nou vandag vir jou 'n blank papier gee, soos daai waarop ek vir my vrou liefdesbriefies geskryf het. En ek vra vir jou om op daardie brief, op daardie bladsy, 'n identiteitsverklaring te skryf. En ek vra vir jou, maar wie is jy? Wat is dit wat jy daar gaan skryf? Met jou naam, of waar jy bly, of wat jy ry, of jou werk, of wat dit ook al mag wees? Of gaan jy besef dat wie jy is alles te danke aan wie Jesus is en wie hy sê jy is. Mag jy dit besef. En wanneer ons fokus dan op daardie identiteit instel, dat ons
dan sal beleef die ongelooflike vryheid en selfvertroue wat ons skielik in kan lewe, omdat ons nie meer op onsself en ons identiteit wat aan 'n draadjie hang te vertrou en daaraan vas te klou nie, maar omdat ons weet dat wie ek is in Christus. My identiteit is in Christus en dat ek in daardie vryheid sal lewe. En die wonderlike ding is dat die Here gee vir ons 'n skoon bladsy en dat ons juist daarom in sy genade, die genade wat hy vir ons gee, in Christus kan lewe. In hierdie 9 verse, in die begin van 1 Korintiërs, herhaal Paulus weer eens op 'n briljante manier, herhaal hy die naam Jesus Christus 9 keer, gaan tel hulle, 9 keer. So hy kom stel hierdie gemeente wat so van die pad af geraak het, wie se identiteit so van ander goed begin afhang het, kom stel hy hulle fokus in op hulle identiteit en sê vir hulle, julle het vergeet wie julle is. Julle identiteit is in Jesus Christus. Mag ons dit ook vasgryp, ons eie maak en daaruit lewe, daaruit gemeente wees en daardeur ons fokus so ook op die Here Jesus instel, wat ons vrygemaak het, wat ons 'n nuwe identiteit gegee het in sy genade. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die goedheid en u liefde en die genade. Dankie Here dat ons vanoggend, vandag, maar net weer kan besef dat ons identiteit, wie ons is absoluut in u vervat. Wie u ons gemaak het om te wees. U het ons nuut gemaak. En Here, as ons van die pad af dwaal, soos 'n Korinte, wat ons begin om ons identiteit aan 'n klomp ander goeders te begin koppel, wil ons vra Here dat u ons sal terugroep, dat u weer vir ons op 'n daaglikse basis sal kom herinner aan wie ons is, dat ons sal onthou dat ons behoort aan u. Ons het ons bestaan aan u te danke, want u het ons nie net gemaak nie, u het ons ook nuut gemaak. En ons behoort aan u. En ons dankie Here vir die genade, dat u ook juist dit doen, dat u ons weer terugroep, dat u vir ons ten spyte van ons sonde, dat u ons weer nader aan u trek, dat u vir daardie sonde betaal het, en dat ons aan u mag behoort. Gee dat ons dit nooit sal vergeet nie, en dat ons mense sal wees wat seker is, wat met die sekerheid kan lewe van wie ons is, want ons weet aan wie ons behoort, en dit bepaal wie ons is. Ons dankie Here dat ons u kerk kan wees, en dat dit ook is wie ons is. Ons is die kerk van Jesus. Ons is u liggaam wat u geroep het en gekies het om u lig te skyn in hierdie wêreld. Laat ons dit nooit vergeet nie, en dat ons vanuit daardie identiteit ook kerk wees tot eer en verheerliking van u naam, tot die uitbou van u koninkryk. Amen. Broer suster, daar is ons 'n paar afkondigings wat ek graag met jou wil deel, en 'n paar geleenthede in ons gemeente waarna ons ook vir jou regtig wil uitnooi. In die eerste plek, soos ek net gesê het, ons is besig met ons reeks van Fokus Helder. Volgende week gesels ons oor genade op genade. En daarna is daar ons Kersaandienste, en dan die 7de Desember is ook Dominee Frikkie se afskeid diens waar hy dan gaan preek oor behou fokus. En ek sal nou ietsie ook oor die Kersaandienste sê. Dan wil ons vir jou uitnooi, as jy behoefte het om saam met iemand te bid, wil ons vra dat jy ook so na ons toe sal uitreik. Maak kontak, daar is 'n gebedsbediening wat graag ook so na jou toe sal uitreik en saam met jou sal bid. So maak asseblief kontak, ons het almal gebed nodig. Dan wil ons ook geleentheid gee om ons dankoffer te gee. As jy ook vir die Here op 'n manier wil dankie sê, kom ons eer hom ook daarmee. Daar is natuurlik verskillende maniere om dit te doen, en ons nooi ook vir jou uit om dit te doen. En ook hierdie maand, of dan nou hierdie tyd van die jaar, is ons besig met lofoffer. Daar is al 'n klompie geld wat ingekom het, klompie lofoffers wat ingekom het. Ons vertrou die Here vir R300,000, en jy kan sien daar op die drommetjie, soos wat dit nou voller word en inkom.
waar ons baie dankbaar is, en dit is so 'n ekstra bo en behalwe gee om hierdie tyd van die jaar ook vir die Here regtig dankie te sê vir alles wat hy vir ons doen en vir wie hy is. Ons eer die Here ook daarmee. Dan wil ons ook op 'n spesiale manier vir die Here dankie sê ook as ons terugkyk oor die jaar wat verby is en Woensdag die 19de November dan het ons van 15:30 tot 8:30, van 8:30 tot 8:30 dankie sê deurloop nagmaal, en ons wil vir jou uitnooi om dit ook by te woon hier by Lux Mundi. Dan is Faros besig met 'n klompie Kersfeesprojekte, 'n heerlike manier om ook op 'n praktiese manier kerk te wees en ook vir ander mense die lig van Kersfees ook te bring. Skryfbehoeftes vir slimkoppe, hampers vir haweloses op Kersdag, Kersfees vir families, daar is heerlike geleenthede. So vir meer inligting kan jy die kerkkantoor kontak of sommer vir Faros direk kontak. Dan wat ons Kersangdienste aanbetref, wil ons regtig vir jou uitnooi die 30 November om 7:30 die aand is ons Kersangdiens hier in die gemeentesentrum. Dit gaan 'n heerlike fees wees. So kom voeg jou stem by. Laat ons saam tot eer en verheerliking van ons koning kom sing. En dan is daar ook natuurlik op dieselfde dag ook 'n oggendgeleentheid. As jy nie die aand kan bywoon nie, wil ons vir jou uitnooi om by Oostvallei om 9:00 die oggend die Kersangdiens daar by te woon met Philip Kotse en vriende. Dit gaan ook 'n heerlike geleentheid wees. Maar onthou, daar is dan nie 'n oggenddiens op 30 November by Lux Mundi se gemeentesentrum nie, maar wel die aand met die Kersangdiens en dan ook die oggend by Oostvallei met die Kersangdiens daar. En dan wil ons vir jou sê, daar is ons gemeentekamp is amper om die draai, die 6de tot die 8de Maart 2026. Ons is nog besig om 'n paar goedjies uit te stryk, maar hou asseblief solank die datum oop, sodat jy seker is, jy is reg om te kom saam kamp. Dit gaan 'n groot fees wees, en ons sien baie uit daarna, so hou asseblief daardie datum oop. Goed, broer en suster, mag jy regtig beleef dat die Here jou op 'n daaglikse basis herinner aan wie hy is in hom en in sy liefde en in sy genade, en mag jy vanuit daardie identiteit uit regtig lewe en sy vrede ook beleef. Ontvang die seën van die Here en gaan op jou pad in daardie vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen.